Hallo en welkom by vandag aan 27's video, waar ons die Go-opdrag in Stilserver verken, 'n kragtige bondelskeier wat vir Stilserver sê om al die skoolstellings bo dit as een groep uit te voer. Ons gaan kyk hoe Go werk in nitsgoed soos Stilserver Management Studio, hoe dit skripte struktureer, hoe dit die omvang van veranderlikes beïnvloed en hoekom dit so nuttig is om logiese afdelings van jou kode te organiseer. Die Go-opdrag dien as 'n bondelskeier, wat beteken dit is nie self 'n skoolstelling nie, maar eerder 'n instruksie wat vir Stilserver sê om al die stellings bo dit as een bondel uit te voer. Go word algemeen in Stilserver Management Studio en verskeie opdragreëls skripnitsgoed gebruik om skripte te help organiseer en struktureer. Byvoorbeeld, wanneer jy ISIS skooldatabase Go skryf, gevolg deur select from students, Go merk elke Go die einde van 'n bondel en sê vir Stilserver om daardie opdragte apart uit te voer. Wat veranderlike omvang betref, sal enige veranderlikes wat voor 'n Go-opdrag gedeklareer is, nie daarna beskikbaar wees nie, omdat elke bondel sy eie geïsoleerde omvang skep. Go verbeter ook die struktuur van 'n skrip deur logiese afdelings van kode duidelik te skei, wat die uitvoering meer voorspelbaar maak en instandhouding baie makliker. Kortom, die Go-opdrag speel 'n sleutelrol om skripuitvoering te beheer deur instruksies in bondels te verdeel, wat jou help om veranderlike omvang, uitvoeringsvolgorde en algehele skripduidelikheid te bestuur. Dankie dat jy gekyk het, en ek hoop dit help jou om skoner en meer georganiseerde skripte te skryf.